Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 17de Junie 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En vanoggend wil ek gesels rondom net raak of begin deur te sê dat die Iranse teenaanvalle waarskynlik baie sterker en groter was as wat die wêreld verwag het. En die vraag wat noodgedwonge ontstaan is, hoekom het die Weste, soos ons dit ken, die Amerika, die Europa, baie groot deel van ons mense, hoekom het ons die gewoonte om ons opponente te onderskat? In Rusland, met die Oekraïne-oorlog, was daar voorspel dat Rusland se wapentuig binne 14 dae totaal uitgeput sou wees. Dit was die persepsie wat geskep is. Rusland is 'n vulstasie met atoomwapens. Rusland se ekonomie is tot niet. Hulle kan nie hierdie oorlog voortsit nie. En nou sit ons 3 jaar later en ons sien steeds nuwe wapentuig te voorskyn kom in Rusland en Oekraïne. En ons sien dat hulle teendeel nou baie meer hewiglik aanval. En dan sien ons selfs nou berigte wat sê dat Rusland lewer missiele aan Iran. Nou wat het dan geword van die wapentuig van Rusland gaan binne 14 dae uitgeput wees? Wat het dan geword daarvan dat daar Rusland totaal en al ekonomies in duie gaan stort? Maar die oomblik waar dit nou oor Iran gaan, nou lewer die Russe vir hulle met wapentuig en is dit amper 'n beskuldiging deur te sê, maar die wapentuig word gelewer. Ons sien dieselfde teenoor China, ons sien dieselfde nou uitspeel in Irak. En dis asof ons doelbewus die kyker of die leser wil probeer beïnvloed om te dink soos ons dink en te verwag dit gaan maklik en vinnig wees. En kyk, hoe was Irak destyds? Daar moes sy wapens van massavernietiging en op die ou einde van die dag moes hulle erken dat daar nie 'n enkele wapen van massavernietiging in Irak was nie. Maar 3 miljoen mense is op die ou einde dood in Irak en dis asof dit maar water van 'n eend se rug af is wat net wegloop. Maar as 'n mens hierdie goed bevraagteken, dan word jy beskuldig van pro-Russies, pro-China, pro-Iran, terwyl jy net 'n objektiwiteit probeer vestig en te sê, maar daar is dan gesê dat Iran nie 'n vermoë het om werklik terug te slaan nie. Daar is dan gesê dat Iran se wapentuig vinnig uitgeput gaan wees en dat hulle nie akkuraat pinpoint bestokings kan doen nie. Dan sien ons die teenoorgestelde plaasvind en as ons dit bevraagteken en sê wat dit het gebeur, dan is jy nou pro-Iran en jy is nou teen Israel en jy is teen Amerika en jy is teen die Weste. Maar ek dink dis wettige vrae wat ons behoort te vra. Ons behoort te bevraagteken, hoekom nou na al die tye werk dit altyd teenoorgestelde as wat ons oortuig is. Wat ons van oortuig gemaak is deur die media, deur die Amerikaanse politieke figure, soos onder andere Lindsey Graham en die ou wat nou oorlede is so 'n jaar of 2 terug. Hy was ook 'n vlieënier gewees wat gesê het Rusland is niks anders as 'n vulstasie met atoomwapens nie. Waarom die wêreld mislei in 'n oorlog in, of is dit so belangrik om oorlog te maak? As ons gaan kyk, wat het destyds in Iran gebeur? Iran was pro-westers, Iran was 'n goed ontwikkelde land, Iran het
dieselfde paadjie geloop, hulle mense is maar soos die res van die wêreld se mense, maar nou is hulle boos, nou is hulle sleg. Maar die Ayatollah Khomeini, dit word gebruik en gesê, maar ons moet hom vervang, dan gaan die mense weer goed wees, dan gaan hulle alright wees. Ons hou eintlik van Iran, maar ons hou nie van hulle leiersgroepe nie. Maar dan wanneer hulle wel weerstand bied, soos hulle weerstand gebied het nou, en hierdie stryd gaan nog lank nie verby wees nie. Hierdie oorlog gaan nog eskaleer in die Midde-Ooste tot die punt waar daar kernwapens gebruik word. Maar die wanpersepsies wat die wêreld ingestuur word van ons opponente, deur ons sogenaamde westerse kant mense, dwing ons om alles te bevraagteken wat hulle dan sê. En wanneer hulle dan sogenaamde goeie bedoelings na ons kant toe wys, moet ons dit ook bevraagteken. Dan moet ons vra, maar wat skuil hier agter? Ons weet dat voor 94 die druk wat toegepas was, dat ons 'n een man een stem moet kry in Suid-Afrika, het die hele wêreld geglo wat van Suid-Afrika gesê word. Ons was, en in 'n sekere sin, is steeds die muisonde van die wêreld. Maar tog het P.W. Botha daai tyd gesê, hy kan nie sy land uitlewer. En dan het hy gesê, wat in Suid-Afrika sal gebeur met die ekonomie, wat met die faksiegevegte sal gebeur, wat sal gebeur met die geld in die land, die wapens in die land, die potensiële gevare van burgeroorloë wat kan uitbreek in Suid-Afrika. En niemand wou vir PW glo nie, en nou sien ons hoe dit by ons beginne afspeel of dan uitspeel. Tog is die populêre gedagte van 'n Suid-Afrika wat 'n reënboognasie gaan vorm, is spontaan aanvaar, ook in Suid-Afrika deur meeste van die mense. Of, dis wat hulle sê, weens die referendum. As ons gaan kyk na die geknoeiery in die afgelope verkiesings in Amerika, hoe weet ons nie, daar was ook verkiesingsbedrog in Suid-Afrika nie, veral met die referendum, waar daar besluit moes word deur die Suid-Afrikaanse blanke kiezer, of ons 'n een man een stem wil hê, of ons voortgaan met hierdie veranderinge al dan nie. Nou ons weet wat is die resultate daarvan gewees, ons weet waar dit gelei het, ons staan 30 jaar later, en presies alles wat PW voorspel het in hierdie land waar geword. Nog een of twee goed wat moet gebeur, dan is hy spot on. Maar daai een of twee goed is as gevolg van dit wat klaar in Suid-Afrika skeef geloop het en verkeerd geloop het. Maar ons maak deurlopend die fout dat ons as engdenkende mense te maklik beïnvloed word deur dit wat die buiteland kwytraak en deur dit wat ons media kwytraak sonder om self ondersoek te doen. En ja, enige persoon wat 'n situasie probeer ontleed en wat daardie inligting deurgee, gaan van tyd tot tyd foute maak. Dit is so. Maar jy kan altyd foute regstel, want daar is voortdurend en deurlopend nuwe nuus wat na vore kom, wat jy dan kan gebruik om dit wat jy gesê het te korrigeer of aan te pas. Maar daar is onmiddellik hierdie gevoel, maar hy's 'n Putinkaner, 'n Iranikaner of wat ook al. En dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor 'n objektiewe ontleding na aanleiding van wat daar aanvanklik kwyt geraak was. Wat gesê het Rusland gaan binne 2 weke uit ammunisie uit die haag loop, wat totaal en al verkeerd bewys is. Rusland kan nie soveel wapentuig vervaardig soos die Weste nie, wat verkeerd bewys is.
alles wat vir ons gesê word en vir ons gevoer is verkeerd bewys. Tog bly ons mense vasklou aan dit wat vir hulle opgedis word. Dan moet jy mos nou ook die vraag vra, hoeveel ander leuns word daar vertel om beïnvloeding toe te pas? Hoeveel leuns het die afgelope tyd die wêreld ingegaan rondom die plaasaanvalle, die plaasmoorde, die tegenargumente vir, die argumente daarteen? En dis eers nou waar dit aandag kry, maar vir jare is daaroor gepraat en die algemene gevoel was mos net gewees, nee, in daai reënboogland van Suid-Afrika kan sulke goed mos nou nie gebeur nie. Maar omdat hulle dit vir soveel jare gehoor het, is dit daarom so moeilik om nou te aanvaar, nou wat hulle die realiteite in die gesig moet begin staar. Dan moet ons ook onthou, dat almal sê vir jou, dat dit so nice in Suid-Afrika, dinge gaan goed en dinge gaan net vorentoe en dinge gaan verbeter en die ekonomie gaan omswaai, ons infrastruktuur gaan herstel, terwyl ons weet, dit gaan nie gebeur nie. Terwyl ons weet, daar is probleme op pad in Suid-Afrika, net so groot as wat die kans nou is, dat die oorlog in die Midde-Ooste kan uitbrei tot 'n hele streeksoorlog en kan lei tot 'n wêreldoorlog, want daar's nog Oekraïne en Rusland ook. En die Weste wat al meer op die agtervoet is, wat intern met hulle eie probleme sukkel, wat hierdie beeld wil skep, dat eintlik is die probleem aan die ander kant van die wêreld en nie aan hulle kant van die wêreld nie. Maar as ons mooi gaan kyk, en ons luister wat sê hulle oor goed soos geloof, oor waardes, of standaarde, dan is diegene wat ons glo, die mense wat die verste daarvan na weg is, terwyl ons dit wat goed aan die een kant is wil verwerp, en andersom. Ek gebruik bloot voorbeelde, maar dit is tyd dat ek en jy besef, dat ons bereik 'n punt, waar ons sal in staat moet wees om na onsself en ons mense om te sien. Dis baie maklik om te sê, man, dinge gaan regkom in Suid-Afrika, maar ons het mos nou al daai leuns oor en oor in die wêreld ervaar en ook in Suid-Afrika ervaar, so hoe kan ons dit glo? En omdat jy dit nie kan glo nie, aanvaar dat daar 'n punt gaan kom waar ons na onsself moet kan omsien. En dit kom by die dag nader, vinnig nader. Dink daaroor. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend weer terug by julle. Lekker dag.